Great wees. Jy weet, ek kan nie verstaan dat mense sukkel om op te staan met hulle verjaarsdag. Ek sal al gestaan het, dit ingeval in my naam gereid. Maar ek is dus opgewonde om te verjaar. Mense is nie so opgewonde as ek om te verjaar. Ek begin al gewoon die vorige dag, dan bel ek al my familie, sê, onthou ek verjaar môre. Ja, dit is nie vraagbaar. Ek laat almal weet en sê, luister, dit is geval jy vergeet, ek verjaar môre. Maar ek is ons die baby van die family. So die baby met die ouers, want hulle vergeet. So weet jy wat daar. Mag die Here julle ryklik seën. Mag goedheid en guns julle deel wees. Mag die plan van die Here uitgerol word in julle lewens, soos hy wat God is, dit bestem. Sy beloftes is ja, en hulle is amen in Christus Jesus. En jy is opgewonde om jou nuwe geboortejaar te kan beleef, want sy goedheid is voor jou. In Jesus naam. Amen. Amen. So word die huwelikse herdenkinge vir André en Sarita Lawrence. Baie geluk, suster. André, daar agter. Ek weet jy is nou baie jare getroud. Dani en Karin Ellers. Wie julle gou staan, Dani. Ek gou vir julle ook sê, mag die Here julle ryklik seën. Mag daar nog baie jare tot vir julle wees. So vir julle André en Sarita, mag die Here se guns en eer oor julle wees. Vir nog baie jare saam. Amen. Nou, vanmôre is daar 'n feestelike gebeure in die gemeente. Ek wil net vra vir die 3 cheetahs om vorentoe te kom asseblief. Kom net gou vorentoe. Ek wil net julle my girls wys. Kom net gou, guys. Kom nou. Kom nou hier. Kyk nou, hulle aan die afgespreek. Kom nou hier. Draai nou om na die gemeente toe. In my huis het jy 3 cheetahs. Cheetah mama, cheetah dogter, cheetah kleinkind. Ek sê hulle is allemaal saam, en ek gaan julle uitroep vanmôre. Ek weet of ek middagete gaan kry nie, maar ek hoop ek gaan kry. Maar kom ons staan saam, kom ons loof die Here saam, kom ons sê vir die Here hoe goed hy is. Al die mense wat nog nie julle name ingeskryf het, vir volgende naweek se bring en braai, asseblief moenie uitloop, daar's 'n lysie daar agter. Dit moet ingevul word om te weet hoeveel 100 mense kom. Dis nie 'n beperking nie. As jy iemand die naweek daar het en hy moet saamkom, bring vir daai persoon sy vleis en sy storie en sê vir die susters, dis te veel getalle, daar gaan wees. Want die klomp mense nou vanmôre ingevul wat nie eintlik geweet het nie, of al vergeet het. Dankie vir almal wat ingevul het, want ons gaan voorberei vir jou om 'n heerlike middag saam te kan hê. Amen. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Het gaan eintlik oor om vir die Here dankie te sê, sy goedheid en sy guns oor ons, oor 'n lang tydperk van 12 maande, het die Here aan ons sy goedheid bewys. Daar is 'n gebeure wat die naweek die week gebeur het is, waar Janine ry met haar kar van terug te kom huis toe, met Amber in die kar en Babatjie in die kar. Man slatter van agter, waar haar kar een streepie op het, miskien vir Sondag, en is op die hoofwys daar. Hoe lyk sy kar teenoor 'n merkie so groot agter op Janine se kar? Amen. En wie is dit? Ons loop baie uit, dan quoteer ons Psalm 91. Ek stel. Ons ry gister Vrydag op pad Greytown toe na Angleston. En 'n man overtake en hy kom in ons baan afgejaag. En Gideon gaan heel links op die pad, dat die ou kan verbykom. Toe hy verby is, sê ek weer eens, Here, ons quoteer u woord. En ons sê, Psalm 91 vers 11, u is die God, die engele aangaande ons bevel gee. Amen. Kom ons raak nie net gewoon nie. Kom ons raak dankbaar.
Want die ongeluk daar, jy sien hoe lyk die ander kar, dan moes die kar binne in die kar met hulle gewees het. My was nie. Maar met my God loop ons 'n bendestorm. Met my God. Pieter, welkom. Ek sien jou, welkom. Waar ons gaste vanmôre, welkom. Ons gaan die Here dien. Amen. Ons gaan die Here eer. Geef ons 'n boekie. Practicing the presence of God. Die heel eerste brief daar wat ek lees, die brief is oor die 300 jaar al oud. Toe ek dit lees, is asof het vast manne uit die hemel kom en sê, julle doen allerlei dinge, beoefen my teenwoordigheid. Strek jou hande hoog op vanmôre, moenie worry oor die persoon agter jou, langs jou, vergeet dit. Maar sê vanmôre, my doel vanmôre is om 'n aanraking met U te bekom. Here, ek strek my hande uit en ek sê vir U dat U die enigste God is. U is die enigste een wat my kan help. U is die enigste een wat my kan verlos en my deurbraak gee. U is die enigste ene, Here, wat die verlossing en die vrymaking en die bevryding bring. Want U is alleen die lewende God van die hemel en die aarde. U het 'n woord gespreek en Here, dit was vir my genoeg. U het vir my gesê, kom uit jou sonde uit, kom uit jou verlies uit, kom uit jou situasie uit, want ek wag vir jou, ek maak 'n pad vir jou, waar daar nie 'n pad is nie. Want my naam is Jah, en ek is die onvergelyke God, daar's niks en niemand wat met my vergelyk word. Want jy noem my, ek is die groot ek is, en my is daar nie een foute nie, daar is nie tekorte nie, en my is deurbraak op deurbraak, kom kyk, ons sê vir hom vanmôre, daar is niemand soos hy nie, en omdat daar niemand soos hy nie, sal ons hom eer, ons sal hom loof, ons sal aanbid, ons sal sing, ons sal vertel, kom kyk, ons sal vertel, my groot dade van God. O, kom dan sing, vir jou van die Heer, kom dan sing, en kom dan verheer, kom vir die Lord die Heer, kom dan sing, vir jou van die Heer, kom dan sing, vir jou van die Heer, kom dan sing, en kom dan verheer, kom vir die Lord die Heer, kom dan sing, vir jou van die Heer,
Sy maagd geboorte, come on. En die doel is dat die Here gesê het, dat sal een wees wat sy naam Jesus sal wees, en aan hom al die lof, al die eer, al die aanbidding, come on. So hier is die kerk kom vanmorgen, en ons kom sê, weet jy wat, ons is by mekaar, maar eintlik gaan dit oor Jesus. Come on, ons fokuspunt is nie, ek is hier, en kan jy my sien, ek is hier, ek is bly jy sien, ek is regtig uit my hart uit bly, maar ek is meeste bly dat Jesus vanmorgen hier is. Die mense wat gevraagd, pastoor, moet nie vergeet nie. Ek wil jy moet bid vir 'n aanval van kanker in my liggaam. Pastoor, moet nie vergeet nie, ek wil jy moet bid vir situasies in my huis en my besigheid. Daar's mense vanmorgen hier wat sê, pastoor, ek wil vir niemand sê nie, maar ek het nodig dat die Here iets vir my doen vanmorgen. En as jy die persoon is, moet nie skaam staan en kan sê, dit gaan nie daaroor, dit gaan oor Jesus wat hy vir jou kan doen. En wanneer ek kom om hom die eer te gee, en wanneer ek kom om hom op te lig, die woord van God sê, hy sê, wanneer ek opgelig word, sal ek mense na my toe trek. Come on, nie baie lang van nou is die, gaan jy met jou sitplek bespreek. Want die Here gaan dinge doen in hierdie huis, soos wat die Here wil en wat die Here gaan. Ek is ondankbaar vir jou wat vanmorgen is nie, maar hier kom 'n massiewe ontwenteling van mense wat ingestap gaan kom en sê, ek het die Here nodig. Alles ek probeer, Here, daar buite. By die agtergrond, daar is niks wat met u kan vergelyk nie. Nou die dag toe ons staan op Maagheidstrand te sê, weet jy wat daar gebeur 'n ding. Baie mans kom af van die geteng van oorals af en kom sê vir sy vrou, as ons by die huis kom, dis die einde van ons huwelik. As kinders wat afry met motorfiets en kwaad vir pa, kwaad vir ma, en jaag op die strand daar, en terwyl hy die evangelie hoor, dan sê hy, weet jy wat, ek ry nou terug na my ma toe, ry nou terug na my pa toe, en ek gaan vir hulle sê, hoe verkeerd ek was, ek gaan verskoning vra. En vanmorgen as jy die rede het, om los te maak en toe te laat, dat die Here iets vir jou doen vanmorgen. Al die masker af. Die grootste teenstand is die masker, al hom af. En sê, hier is ek, Here. En my hart is daar lief van dankbaarheid, al die my God, al die my vriend, en wat die doen, en my leven elke dag, met waar ek gaan, met soos ek is. Daar is die
Stand back. Okay. Daar is terreine vanmorgen wat met jou gebeur, waar jy ook al is. Vanmorgen moet jy vir die duivel kan sê tot so ver en niks ver. Sê hier vanmorgen, strek jou hande hoog uit en sê Here in die naam van Jesus. Dit stop nou in Jesus naam. En dan God al die eer, al die lof, al die aanbidding, wat hy alleen is basis. Die naam door elke naam, die naam van Jesus. Die naam van Jesus. Alles jy in die kerk, alles jy met die werk, waar jy ook al is, wat wil hy doen? Hy wil teen jou kom soos 'n vloed. En die kinders van die Here moet dit nie toelaat nie en sê, Here, ek dank U vanmôre dat die planne oor my lewe is goed. Die planne van my lewe is oorwinning. Come on. Ons gaan nie die storie elke week hoor van, ons gaan nie elke week praat oor by die sonde, waar ek in die sonde uitkom, maar ek is hier vanmôre om te oorwin in die naam van Jesus. Halleluja. Is daar enigiets vanmôre wat die Here nie kan doen nie? Dan kom ons by dit aan hom vanmôre en sê, Here, terwyl ons na die woord gaan luister, dankie Here vir die oorwinning wat daar is. In die naam van Jesus. Suster Daleen, kom ek vir jou bid. Is daar nog mense vanmôre wat kom en vra, Here, dat U my liggaam sal aanraak en my liggaam sal genees vanmôre? Neem die vrymoedigheid, ons staan hier voor, ons vertrou die Here om 'n deurbraak vir jou te gee vanmôre en 'n genesing te bied in die wonderlike naam van Jesus. Amen. As daar nog mense wil kom, neem die geleentheid. See the hand of the Lord. Ons gee die Here die geleentheid om te doen wat 'n mens nie kan doen. Is dit al bevestig as kanker? Vader, ek bestraf die gees van kanker, toe dit alleen nou, in naam van Jesus. Go drive by your life. Vader, in naam van Jesus. Salwing van die Here, die hand van die Here, Jesus. Ek bestraf die siekte in die naam van Jesus. Ek maak jou gesond in die naam van Jesus. Dat elke teken van hierdie kanker verdwyn nou in Jesus naam. Here, ons gee aan U al die lof, al die eer, al die aanbidding. Wat U vir ander gedoen het in hierdie plek, kan U vanmôre dit alleen doen in Jesus naam. Jesus. Jesus. Self jou in die naam van die Vader en Heilige Gees, vir jou genesing. Thank you.
Jesus naam. Jesus naam. Elke leen van die vyand kanselleer in die naam van Jesus. Die gees van vrees wat jou volg, los in die naam van Jesus. Amen. Bely sy woord, bely sy krag, sy heerlikheid. In Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Dankie, Here. Wie sê dit sonder as hier? Donderdag sê ek met die ouwe gade, met die ouwe thuis, sê ek vir hulle, jy weet ons klaar so baie. Ons klaar, joh, dit is warm. Dan kyk ons by, dit reën. En so is weer, joh, dit is warm, dit reën. Ek is bly, ek is nie die Here nie. Want vir die mense om tevrede te stel, hoe sal dit dan lyk om allemaal tevrede te stel? En sê, weet jy wat, dat ons kan nou rustig wees. Het is warm, want het is oorlik begin. Amen. En as die somer kom, krijg ons wacht. En as die winter kom, krijg jy koud. En as jy die water loop, krijg jy, moet jy dat, wat reën. Ek weet jy moet my water hê, maar ek het nie genoeg water. So ek moet maar reën. Wie is blij om dit te wees? Kerstyd. Die oefening van die geboorte van Jesus Christus wat Heer en salig maak. Ons hou daarvan om 'n Kersgeskenk te kry en die Kerstyd te geniet. Ons weet is nie die geboortedatum van Jesus, maar weer elke jaar sê ek dieselfde ding. Maar wat beteken die woord Jesus vir jou? Wat beteken met die woord? Hy sê, rus in jou geloof. Hy sê, hy praat van 'n plek, Naveen, ek hoop jy is by die regte plek. Is jy by die regte plek? Die bron Jesus Christus, niks anders. Ja, ek was nie. Hoe lag die mense van? Dis kom met die iPad gebruik. Maar die iPad sê vir my, jy is nou verkeerd. Jesus die bron en niks anders nie. Wat beteken Jesus vir jou as mens? Wat beteken sy maagdgeboorte? Wat beteken die feit dat die Here wou gehad het dat die mensdom moet aandag neem? Want Johannes vers 1 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of alle uit God is. Hy sê, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hy sê, daar is 'n tyd en 'n plek waar jy as kind van God kan uitmaak en sê, hierdie is die gees van God. Hy sê, geliefde, glo nie elke gees, maar stel die geeste op die proef of alle uit God is, want valse profete, baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Wat beteken om elke gees te glo? Die grootste en die belangrikste feit glo ons in die maagdgeboorte van Jesus Christus en hom erken as die enige gebore seun van God. Hy sê, en bely en in hom te glo as die enigste redder tot redding. Hy sê, en geloof in Jesus Christus as verlosser en Here. Dis wat die beginsel is van die evangelie van Jesus Christus. Die evangelie van Jesus Christus is ook toch 'n goeie nuus. Wat die belofte betref, hier is die waarheid, die maagdgeboorte, die bloedoffer, sy soewereiniteit, sy leerstellinge van Jesus, the names and the testimonies of Christ, is wat ons kan vasbind aan dit wat ons glo en wat ons sien en wat ons beleef.
Die maak geboorte, die bloedoffer, sy soewereiniteit, sy leerstellinge van Jesus, die name and the testimony of Jesus Christ. Hierdie vertel wie Jesus is en wat hy gedoen het, en om 'n gelowige te kan help onderskei net wat se gees ons mee te doen het. Is dit lig of is dit donker? Want jy sien, jy het mense met wie jy lief is, jy het mense met wie jy 'n verwantskap opgebou het, wat nie noodwendig die woord glo soos wat jy dit glo. Daar's mense wat dink hulle is in die hemel en hulle kop en hulle is weggevaar. Daar's mense wat glo dat Maria 'n groot naam het as Jesus. Daar's mense glo dat die kerk eers jou moet aanvaar voordat jy sal hemel toe gaan. Daar's allerhande leerstellinge wat teen die woord van God is. En jy moet jou leerstelling verstaan, jy moet jou leerstelling ken, sodat wanneer 'n vreemde mens na jou toe kom met 'n vreemde gees en hy praat uit 'n kerklike orde, dat jy kan sê, ons stem nie saam met dit wat jou leerstelling is. En kan wegloop daarvan. Al is hy jou geliefde, al is hy wie? Die woord van God staan eerste. 1 Johannes 4:2-3 sê die volgende: hieraan ken julle die gees van God, elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het. Dis die eerste barometer waarmee jy wat leer jou kerk jou? Dat Jesus in die vlees gekom het, dat hy is uit 'n maagd uitgebore en hy het in die vlees gekom en die aarde kom woon, en dit is die leerstelling waarin jy behoort te glo. En jy kan sê, daar was 'n tyd wat Jesus op die aarde geloop het en geen sonde gehad het. As 'n weerstand of twyfel oor Jesus se maaggeboorte by Maria of twyfel word, is die Heilige Gees nie betrokke nie, of was dit dat jy met wie jy te doen het, of weet jy met wie jy te doen het. Enige stryd gepraat oor die maaggeboorte en die lewenswandel van Jesus op die aarde, want hy wat hier was op die aarde en geen sonde geken het, weet jy alreeds die leerstelling wat daar kom, wat nie glo nie in Christus en in Jesus glo as Here en Saligmaker. Nou, die skok is, elke godsdienst het 'n Bybel. Maak nie saak wat 'n apostel, Jode getuie, maak nie saak wat 'n godsdienst is, hy het 'n Bybel. Maar sy glo van die Bybel en die interpretering van die Bybel is nie noodwendig die interpretering waarin ons glo. En kind van God, jy sal verbaas wees of jou kinders van die Here hier sit vanmôre, wat so verdwaal is deur verskillende leerstellings wat hy self nie eers weet. Wat laat my toe om te glo wat ek glo? Want daar soveel indoctrinerings en goed wat kom van ander plekke. Jy moet jou mind opmaak. En sê, ek het die Here Jesus gevolg, ek het gehoor toe hy my roep. En ek het ja gesê vir hom, en ek het my lewe aan hom toegewy. Maak nie saak nie wat sê Piet nie, maak nie saak nie wat sê John nie, maar wat sê die woord van God. Pastor, jy kan seker nie dink dat ek kan nou vir my oom wat 'n Rooms-Katholiek nou, jy kan vir hom sê, jy is seker besig. Ek gaan saam mense na diens toe. Ek het voorheen al vertel. En die nagmaal gee hulle pot. Obranchen. Ons weet nie eens die name van die goed. Hulle praat oor alles oor Jesus. Die koning sing oor die reddende krag van Jesus. Elke Sondag na voorsing. Maar hulle leef in die donkerste denking wat jy kan glo. Dat die priester kan by die huise aanklop, want die manne by die werk is, en hy mag kuier by die dames, en niemand in daai groep 'n vingernaam kan wys nie, want hy is die priester. Nou kyk, ons is nie verdwaald nie. Ons is nie deel mekaar nie. Die Here gee vir die geleentheid, hy sê Matteus 1:22-23, en dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Hy sê dit is en vertaal word, God is met ons.
Wanneer jy die woord Jesus noem, jy weet, hy sê Emmanuel, God is with us. Lukas 1:34, jy sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord haar en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige Gees wat gebore word, daarom sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Kan iemand net uitspreek, halleluja, prys sy wonderlike naam. Ek is bekend met hom, sy naam is Jesus. Ek weet van hom wat hy woon binne in my. Ek weet van hom, Here, laat dit dan so wees volgens u woord vanmôre. Halleluja. Hulle wat jy die waarheid is, haat die deel oor die maagdgeboorte. Waar die moslims en die ander slechts, vra haar. Hulle haat die feit dat Joseph en die ouwe in my tydwerk, die goede winkel Mohammed, die goede winkel werk, nie 'n leerstelling kan hê dat hy is opgewek deur God, deur 'n maagd. Geen ander God is diens wat teenstrydig is met die maagdgeboorte van Jesus, is enige oppositie vir die woord wat jy in jou hart dra vanmôre. En nou kan jy uitspreek en sê, halleluja, prys die naam van Jesus. Jy sien, jy is 'n uitgesoekte generasie. You're a particular funny gathering of people, geënt deur die woord van God, getrek deur die gees van God, vir die doel van God. I will have people that will worship me, God sê. Hulle sal kom vir die noorde, die suide en ooste, en hy sal vir hulle 'n God wees, maar hulle gaan vir my 'n volk wees. Wie is hulle? Hulle wat glo. Die bloed van Jesus. En Johannes 5:7 sê, dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Dit is hy wat deur water en bloed is gekom het. Jy kan daai vers gaan ophaal in Johannes 3 vers 5. Kom on. Maar nie die water alleen nie, maar ook nie deur water en bloed. En dit is die gees wat getuig. Want die gees is die waarheid, en dan sê hy, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord, die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. Ek sien die gemeente raak in die slaap op my. Dan gaan op jou voete. Ek gaan nie hier woord preek in die gemeente leer slaap. I'm sorry. Die woord van God is te skerp en te eien vir die doel van God, vir my om 'n preek te mors. Die Here praat en jy moet jou gees aanstel en sê, hey, I'm going to hear the word of God. En ek bestaan elke slapende gees, elke gees van moegheid, of wat ook al jy dit noem, ek bestaf dit in Jesus naam. Yes, amen. En ons gaan die woord hoor. Sê vanmôre, Here, ek gaan die woord hoor. Here, ek gaan die woord hoor. Amen, in sy plek. Die bloed van Jesus. Sal 'n mens vir die bloed praat, sal 'n mens vir die bloed opkom, sal 'n mens vir die bloed getuig. Wat kan ek sê oor die bloed? Want ek was nie daar nie, pastoor, ek was nie daar nie. Ek glo net wat die woord van God vir die bloed sê. Wat beteken die bloed vir die kerk in 2045? Die waarde van die bloed sal nooit verdwyn. Hy is wat deur water en bloed gekom het, die Christus Jesus. Nie die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dis die gees wat getuig, want die gees is die waarheid, en die 3 wat getuig in die hemel is die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en die 3 is een. Vir julle wat notules maak, onthou Johannes 1 vers 1. Ons oorwinnings is in die bloed van die lam, die bloed van Jesus Christus. Die bloed en die kruis verwys na lyding en offersterwe, sacrificial death. Hy sê, hy het sy bloed gestort sodat die prys
vir ons betaal, sodat ons gewas en skoon gewas is tot vergifnis en van sonde. Hy sê, die bloed van Jesus het groter krag. Hy sê, in die gees van waarheid, demone kan nie bly of dit weerstaan nie. Hulle reageer daarteen, maar is oorweldig en oorwin deur die bloed van Jesus, ons Here. Woe! Jy wil hê, moet nou hy druk word, nee. Jy wil hê, moet nou begin opstaan. Ek het vir Dave gesê, sy taak het moet maar sagte sit, because as ek begin te preek oor hierdie goed, ek sal jou hier hou tot môre toe. Die bloed van Jesus is so geweldig sterk. Die bloed van Jesus het soveel krag in dit, dat wanneer jy bid oor die siektes, ek onthou, ek doen 'n tent daar buite om Kebabe en 'n vrou ry in met 'n Volvo kar, en ek bedoel, dit is vreemd dat iemand in 'n tent sal inry met 'n kar. En sy ry in, blaas in hoeter en sy stop daar, flash en ligte blink. Dit, wow, wat het ons hier? Ek dacht iemand gaan nou uitspring met 'n AK. Hier spring 'n vrou uit met 'n kind in die arm. En sy skree van daar vanaf, you've got to help me, you've got to help me. En ek kyk in die vrou, sy sê vir die top, wow, what's wrong? Sy kom en sy kouse oor die kind se voete. En jy die kous aftrek, want jy weet die evangelis, jy trek die kous af, want jy verwag ons nou, jy weet, die wond gaan ons nou toe wees. Staan daar 2 oop wonde onder elke voet, sulke gate in al 2 die voete. En al wat ek toe kon sê, die bloed van Jesus. Dis die prys. Dink daaroor. Wat het jou sonde weggewas? Wat het die kettinge van die vyand gebreek? Jou uitgehaal uit jou slegte gewoonte uit. Wat het jou losgekoop dat jy werklik kan sê, weet jy wat? Ek is klaar met die ou lewe, ek is in 'n nuwe lewe saam met hom, want sy bloed het my bevry, sy bloed het my losgemaak. Dit wat hy was is ek nie meer nie, ek leef nou na hom, wie? Na Christus toe, because I've been washed by the power of the word. Ja, amen. Dankie Jesus. Amen. Daar's geen ander godsdienst wat kan sê, die belydenis doen en sê, kyk, die Here se bloed het teen die vyand kom, offer bring tot vryheid. The sacrificial gift that God said, I will give myself. Elke druppel bloed het 'n betekenis. Elke druppel bloed changes a sad into a glad, into a sick, into a healed. Maar weet wat? Omdat daar bloed gestort is vir my en vir jou. Amen. As jy dink die bloed geen betekenis, kom ek vat jou na Daniël toe. Ek vat jou na Daniël 7 vers 14, waar hy skryf en hy sê, die opperheer en die saam in die wolke gebring, hy is saamgebring na die opperheer, wie is die opperheer na God? Wat het hy gehad? Hy het die bloedoffer gehad, toe hy vir Maria sê, Maria, jy raak my nie aan nie, want ek was nog nie na my vader, hoekom? Want ek het nog nie opgegaan, ek het nog nie die offer gaan aanvaarbaar bring by my vader, en toe is hy ingelei, kom aan vers 13 en 14 en 15 van Daniël 7, hy is ingelei deur wie? Die engele waar in die teenwoordigheid van God. Waarom moes hy ingelei geword het? Want hy was toe besmet met sonde, want hy het die bloedoffer voor hom, en God is 'n heilige God. En toe God hom sien te sê, hey, die offer is aanvaarbaar, die offer is geneem, die offer is betaal, die offer is vervul, die offer is gedoen, ek aanvaar jou, en ek salf jou met 'n naam bo elke naam. En hy sê iets anders, hy sê toch, ek erken die offer wat jy vir my gebring, ek salf vir jou. Die orde van wat jy glo, is van kardinale belang in 2025. Want as nou mense die wie jy luister, wat nie die volle evangelie preek. Want as sukkel het met die bloed, as sukkel met die Heilige Gees, of as sukkel met die geboorte, die maggeboorte van Jesus Christus. I don't preach that. I don't preach that, because that's not where I am vandag. Of wat sal vir jou sê, jou pastoor is baie legalistic.
Luister kerk. Ons speel nie games nie. As jy vandag sterf sonder Jesus, gaan jy hel toe. Come on. Hierdie is nie 'n kwessie van ek moet 'n populariteit-konsert opvoer. Dis ek het my broek geskryf, nie my broek nie, my boek geskryf. En ek het net 25 kopies gemaak. Nou sê die mense met boeke skryf, you must do 100. I said to do what? Om 100 kopies onder my tafel te hê. Ek maak 25 op 'n slag. As mense wil hê, koop vir hom. Die wil jy nie spaar. Ek deel en daai boek goue nuggets vir mense wat 'n hart het vir wat ek doen. As jy nou vir wat ek doen, moet jy boek koop nie, maar ek gaan jou aanstoot gee, want jy is Christus niks. Ek noem dinge in daai boek wat min mense sal noem vir 'n preekstel af. Because I've seen enough. Ek is 67, ek is van 7 jaar oud in die kerk. Ek ken niks nie, ek ken nie discos, ek ken nie parties nie, ek ken nie dronkenskap nie, ek ken nie drugs nie, ek weet niks, ek weet nie om te rook nie. Wat ek weet, ek ken die erns van God se hart. Dit weet ek. Jy het boek die oopmaak en hy sê daar is to practice the presence of God. En sê, Here, in my onkunde weet ek wat beteken dit to practice the presence. Demone en verkeerde geeste haat die feit dat jy kan sê as 'n kind van God, ek kan jou onderskei. Come on, give the Lord a clap, man. Come on. Dis wat bedoel jy nou? Ek bedoel nou, jy maak jou mond oop en onderskei waar presies kom jy vandaan. Voor jy dit jou voorstelling gemaak het, voor jy jou mond oopgemaak het, wys die Here my presies uit wat se gees jy uitkom. En wat jou plan is. Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want sowel elke man op die syde wat my gesê het, Pastor, I love you, is die een wat my longe uitgehaal het. Absalom gees. Nie hier nie, roep daar, Pastor, I love you. Om wat te doen? Om 'n mes diep in my sy te druk en toe hy dit sê, jy weet ek, Absalom, ek sien vir jou. As jy nie weet die Absalom, kyk nie by. Jou gees is al kastiese pastor. Sorry. 1 Timoteus 4. Hy sê, jy die gepeinsheid van leraars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. I'm the untouchable. What I know, and I will not be changed. Wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het, om in danksegging gebruik te word deur die gelowiges en wat die waarheid ken. Whoa, they don't like you, man. Jy moet net nie van die Here praat nie. Want, man, as jy met die Here praat, jy's 'n probleem, man. Jy moet liefste praat oor die dinge waarmee ons besig is. Die valsheid wil breek oral waar die Heilige Gees. Die valsheid wil deurbreek oral waar die Heilige Gees is. Nie dit 'n gesig van iemand wat dit in die draaiwerk van die waarheid of van mense wat mislei die twisted and wicked doctrines in order to do damage and damnation. Hierdie aanval is teen die evangelie van Jesus Christus, nie soos die Nuwe Testament aan ons geleer het. Hy sê, soos die doop van die gelowige, spreek in tale, toewyding van kinders, die waarde van die nagmaal sakramente. Waarom die lofprysing en die aanbidding
Hy sê dit is die gee van tiendes en offergawes, die weerstand teen heiligmaking en die weeklikse byeenkomste deur God aangestel. Daar's 'n groot dinge wat die mensdom aanstoot mee het. Nee, ek kan dit nie glo. Hy praat nou op jou geld. Ek kan nou pragtig nie. Wie wat nou ja, jy praat oor geld. Weet jy pragtig vanmôre? Gaan jy weer oor geld praat? Jy weet hierdie pastor, hy praat oor heiligmaking. Ek kan nie dink, het hy nie al gepreek nie? Is daar nie iets in sy hart, is daar nie iets nie so, wat is, waar is hy? Want hy praat oor heiligmaking. Die pastor praat oor die sakramente. Ons weet wat die bloed is, ons weet wat die liggaam is. Nou praat hy pragtig weer Sondagmôre, of dit is Sondag weer. Sê, as die nachtmaal môre is, as die mense, hy praat alweer oor liggaam. Moet die dood bring nie, as hy praat met die dood, hy word in 'n vervoering ingebring. As hy praat met die dood van die van die gelowiges, dankie my vrou. Sê vir my kerk, wat wil jy hoor van die preekstoel af? Wil jy hoor dat het goed met jou gaan, terwyl het sleg met jou gaan? Wil jy hoor dat ek 'n patetiese woord moet bring uit die woord van God uit, dat armoede behoort in Aspen Beach gemeente, omdat ek vir jou sê, sit jou oor op die Here wat die woord natuurlik kan verrig, dat hy dus die Vader, die skuld, en alle dinge kan betaal, omdat hy God is. Amen. Omdat ek kom met 'n wanhopige storie, wat gaan hou tot volgende maandag, en volgende dinsdag weet jy nie 'n klou waarvan ek gepreek het. Dat hulle sê wat hulle wil. Ek het nie een oggend gepraat met myself. Ek praat oor die grootheid van Jesus. Ek sê die aanbidding, die dienste offergawe, die weerstand teen heiligmaking. Heiligmaking kom nie van Andy nie, dit kom van Jesus af. Amen. Hy sê, come on church. Dat jy self in heiligmaking bring. Wat beteken heiligmaking? Om sy wees as hy is. Ja, maar wat 'n mens kan dit regkry? 'n Man en 'n vrou wat opreg is met hom, wat hom 24/7 in hulle gedagtes het, dan wandel jy in die gees van God. Enige gees wat wil argumenteer oor die woord van God, of daarin staan en weerstaan of onderskei, jy mos hier met wie jy te doen het. Toe ek jong was, ek was vurig oor die woord, en ek gelyk vir 'n argument, en ek gelyk vir iemand met verskil, dat ek op sy plek kan sit in die woord. Ek het meer vyande gemaak as vriende. Laat my Christus sê jy vertel. Die woord van God sê, so jy is toch. Ek het nie vriende gemaak. Ek het nog nie vriende. But that's what I am. Dis waar ek voor geroep is. Ek is nie geroep vir die fijne smaak van mens nie. Ek is nie geroep dat iemand met my rug moet klap en sê, you're doing well. Ek het 'n vrou met my vrou elke dag, sy sê my, hey, you're beautiful, man. Sy sê, toe jy gekom het, you're beautiful, man. Ek sê, hoeveel van ons is daar? Sy sê, jy is 'n grond. Die naam van Jesus Christus. Dit klaar maar. Ek kan dit sê. Gaan niks help. Die Heilige Gees praat nou met my en sê, hoekom goedkeur jy dit net? Hoekom bring jy nie wat ek sê? Sê, okay. Gaan ons dit nou doen, Here? Sê ja. Maar wanneer ek praat, dan praat jy. Wanneer jy praat, praat jy. Die stem wat ek het is harder as joune. Ja. Vir mense 2:9 tot 11 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog
En hom 'n naam gegee bo elke naam. Halleluja. Wil jy nie gou net vir my Daniël 7:14 kry? Daniël is nou oor in my Bybel. En dit maak my nou vreesagtig. Jy moet nie so wees. Dit staan advertensie. Daniël 7 as ek dit sê. Hy sê die volgende. Hy sê omgegee naam oor elke naam, hy sê, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie. Hy sê wat die wat op die aarde en die wat op die aarde en onder die aarde en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van die Vader. Ek kyk om te weet wie jy dien. God het hom 'n naam gegee om gekroon met heerlikheid en krag. En wat het hy nog gedoen? Hy sê sy naam dra alle gesag en autoriteit en beheer. Demones en vreemde geeste prees die naam van Jesus. Moenie dink ek moet op my vrou hoor. Sy like my so. En as ek nie so is, sê sy, dan gaan jy my nie oproep nie. As ek haar nie oproep, sê sy, jy het my nie oproep. En as ek my echt sê sy, jy het my vergeet. Kom bring jy my ook nie die dienst, ek is ook daar. Julle wat daar ken sal weet, sy gaan my kruisig, nou, voor ons nie uitkry. Wat sal jy nou dit doen vanmorgen? Ons het nie aangetrek, en wat doen jy dit? Ek weet nie. En die huisvrou spreek of hy gebore is. Luister na hierdie woord. Ek het gesien in die naggesigte en kyk. Met die wolke van die hemel het een hoofletter gekom. Soos die seun van die mens het hy gekom tot by die ouer van daar. En hulle het hom nader gebring voor hom hoofletter. Hallo church. Dis die gebeure toe jou sonde en my sonde voor God vergewe word. Hoekom is dit aanvaar? Want die volgende vers sê, aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke van die nasies en tale het hom geëer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Al die jonge gaas die sê, stil op julle voete. Hande omhoog, sê Jesus. Jou mense kan by sit daarom. Sê Jesus. 'n naam wat nooit sal kan vergaan nie. 'n naam wat nooit sal verlore gaan nie. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Halleluja. Jy gaan jou sit plek. Hy sê die volgende. Bly wat glo. Vry wat glo, Markus 16:7, hy wat glo, sal hier tekens volg. In my naam sal julle duiwels uitdryf en met die betalers sal julle praat in my naam. Die naam van Jesus, come on, die naam van Jesus. Bring die naam terug in die huis. En sê die naam van Jesus, geen vyandskap, geen siekte, geen ding, gaan naby my kinders of my kleinkinders kom. Jy gaan nie naby hulle kom nie, maar die naam van Jesus Christus is hier bo alles. Sien wat hier na my stem. En dit het baie lank gedoen in Handelinge 16, 18 tot 21 en dit het sy baie lank gedoen. Wat het sy gedoen? Sy het heel tyd gespog en gesê en getuig daar. En sy het weer manne van God. Sy het 'n kunstspel op haar gehad. En toe Paulus siek word daarvoor, sê hy, kom uit! In die naam van Jesus Christus. Ek beveel jou in die naam van Jesus om uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg is, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark by die owerheid geneem. Die laaste deel, die getuienis oor wie Jesus is. Dat is 'n getuienis. Die kinders van die Here moet die getuienis ken. Dis nog net 'n uur dan ons klaar. Ek Johannes, jou broeder, julle broeder, en deelgenoot in die bedrukking
en in die koninkryk en die leidsaamheid van Jesus Christus. Maar die heilige van Patmos genoem is, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Hy sê, ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n stem gehoor, soos die van 'n bassyn wat sê, ek is die Alpha en ek is die Omega, die eerste en die laaste. Ek skryf wat jy sien in die boek en stuur dit na die 7 gemeentes van Asië is. Nou ek wil nou iets sê. Hoorbare stem. Die stem van die Here. Hoe het jy tot bekering gekom as jy nie die Here gehoor het? Nou die gevaar daarvan sê, ek wil die Here met hoorbaar met my praat. Dan gooi jy jouself oop vir enige geeste om met jou te praat. As jy die Here wil hoor, begin by sy woord. Moenie sê, ek wil die Here, as die Here nie hoorbaar vir my sê. Die dag toe my bediening met die trok klaar kom, en ek moet 'n gemeente kom neer hier so in Port Jackson, en die Here nie gesê, hy sê gou, ek praat met jou. Hy het die oortuiging in my hart gebring. En ek gaan na my vrou en ek deel my oortuiging met haar en ek sê, ek vind die bediening van die trok, maar sy was die eerste een in 'n jaar al tevore my gesê, weet 'n man gaan 12 maande om te luister. Ek sê bang om te sê, ek sê man, sê op my, en ek was ook nie dit nie, ek sê man, ek sê jy bewys ek nie wil weet, sê kan. Maar die nieuwe ding is, jy moet dit, of jy sê iets. En ek gaan die manne sê, staan bietjie saam met manne. As die manne. Ja, kyk hierdie manne, kyk gou hier so, kyk gou hier, hè. Kyk gou hier. Dus jy maak 'n bespotting van ons, ek doen nie, want toe ek hier gekom het, was 'n kerk vol vrouens. Die 37 vrouens, mense wat hier was, 7 van hulle was manne, die rest was allemaal vrouens. Ek het zwaar geleerd van al die vrouens. Gelukkig het die Here my gehoor en ek manne begin stuur. Hoor jy, geniet julle nog my drukkies wat ek julle gee? Manne? Oh my head. Ek sê, geniet julle nog die drukkies wat jy by my kry? Nee, ek gaan nie sê die persoon op my vrou sit langs my, ek kan sê ek weer. Ek is nie weer, ek druk jou, want ek is lief vir jou, want God het gesê, dat manne kom oprig. That's what it's about, men. Hoof van jou huis. Priester. Profeet. Ook die koning. Van jou huis. Jou buurvrou se huis, jou huis. Toe draai ek om en ek sien wat 'n stem met my gespreek het. En toe ek my omdraai, sien ek 7 goue kandelaars en tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op sy voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel reg in hierdie oomblik nou. Terwyl ons praat, beweeg die gees van God tussen die kerk deur en hy kyk en hy sê, ek wil sien dat ek weer te gaan met jou. Ek het my beloftes aan jou gemaak. So I'm moving amongst the church, for the church, to create the church, that they your destiny to find in Him. Amen. Die woord evangelie beteken die goeie nuus. Die goeie nuus vir hulle wat verlore gaan. Vir die wêreld is dit echt man. Nee, dit is sommer hey man. Daai ander klappers en daai happy go luckies en hulle vind vir lucky en hulle vind vir lucky en hulle is weet. Hulle praat oor verhale, praat oor goed. Luister. Is alles gekoppel reg onder mekaar vir die uitvoering
van die bruid van Jesus Christus. Wanneer hy op die wolke kom, die engel blaas die besyn en sê, jy kom op hier, sê, hy gaan sê, hy, maar ons ken ons mekaar. Come on, church. Jy het meer as net om 'n sitplek voor te sit, jy het 'n doel. Jy het gekom om te hoor, wat moet ek doen? Wat van jou buurman? Wat van jou buurvrou? Wat moeg geword het, sy's amper reg om haar eie lewe te neem, maar die kerk bly reg langs hulle. Vader, ons bid vanmôre. Ons bid, Here, dat nie nog 'n woord is nie, maar 'n belewenis. Bid dat U woord deur ons harte raak. Dat ons kan sê op 'n dag, Here, soos vandag, ons wy onsself na U. Ons draai om van die ou weer van wat ek was en wat ek is. Ek kom tot die besluit, ek sal die Here dien in gees en in waarheid. En Here, ek wil roep vanmôre en ek wil vra vanmôre dat U besondere dinge sal doen in huise wat U nodig het. Daar's mense vanmôre wat nie eens noem wat hulle nodig het, maar Here, wat in diep benoudheid sit, sal U net 'n woord spreek, Here, en dit tot 'n einde bring, want U is die waarheid. Waar die waarheid van God is daar lewe. En ons wil roep vanmôre, roep vir ander. Ek wil roep vir ander, Here, wat vanmôre nie eens na die dink nie, hulle wat nie eens dink dat daar kerk is vanmôre, hulle wat nie eens loop asof daar 'n lewe is na dood, maar Here, ek roep vir hulle wat stom is. Ek roep vir hulle wat moeg geword het. Ek roep vir hulle, Here, wat die tou ingegooi het. Ek sê, wat gebeur, wat gebeur? Niks wat ek bid of vra, help nie. Ons roep 'n wonderwerk in die naam van Jesus. Ons roep vir 'n deurbraak, Here, dat mense die plek sal sien, 'n plek binne 'n hospitaal, 'n plek vir geestelike hulp, 'n plek waar hulle kan kom. Hulle self net kan wees. Die Here, sal U my nie aanraak nie. Sal nie iets vir my doen nie, want U wat my liefhet. U liefde is so wyd, U liefde is so diep. Laat die liefde oor die gemeente beweeg. Elke man en vrou beleef wat dit beteken om lief te kry, liefde te kry in 'n tydperk van liefdeloosheid. We need it, Lord. We need the touch of the love of God. Ons kan baie dinge doen, ons kan baie dinge beplan, maar as die liefde nie daar is nie, is dit vergeefs. Ons kan planne hê, ons kan idees hê. U is die een elke mens aanraak. Ek bid vir elke mens hier vanmôre, laat die oorvloeiende krag van die liefde met elke gesin, elke familie, elke mens. En die gees van verwerping gebreek word nou in die naam van Jesus. Dat daar opening sal wees vir liefde. Liefde oor einde liefde. Einde liefde. Jy sê vanmôre, jy raak het niemand. Maar vanmôre sê die Here vir jou, maar jy het vir my. Ek is die God van liefde, want ek is liefde. En ek raak vanmôre daai area aan in jou lewe, waar niemand van weet nie, behalwe ek, sê die Here. Ek bring vertroosting. Ek bring vernuwing. Ek bring herstel vanmôre in jou lewe, sê die Here. Ek doen dit môre. Jy sê, wie gee op?
Here sê vanmôre, ek gee op. Ek het jou aangeraak met 'n liefde, met 'n plan. Ek het jou aangeraak vir 'n tyd soos nou. Want ek wil hê jy moet begin besef, jy begin leer, jy begin verstaan hoe ek werk en waardeur ek werk, sê die Here. Ek roep jou by jou naam, sê die Here. Ek ken jou by jou naam, sê die Here. Ons kom bely vanmôre. Doen dit weer. Doen dit weer. Na doen dit. En aan God al die lof, al die eer, al die aanbidding. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Ons almal sê amen. Halleluja. Halleluja. En die week sê ek vir Nolly, maak vir my 'n hardcover. Dat my preekstoel kan sit. One verse further. The grace of God, of the Lord Jesus, and the love of God, the communion of the Holy Spirit be with you all. Kinders van die Here. Beoefen sy teenwoordigheid. Ja, my ek sien kry. Jy weet hy kyk. Wie ervaar die Here in hierdie plek? Sal jou nie net leef, ek is klaar. En hy offerhande op. Terwyl jy die offerhande voorberei, die voete staan, jou hande oplig. Ek gaan nie 'n woord sê. Sê jy vanmôre vir die Here dank. Sê jy vanmôre vir die Here vir sy goedheid, sê hy. Sê jy vanmôre vir die Here wat jy ook al kom. Sê. Staan in sy teenwoordigheid. Die eer. Die loof, die dank. Ons staan in die teenwoordigheid, Here. Die aanpassings, ek wat U wil doen in my lewe gaan gebeur. Ons staan in die teenwoordigheid, Here. U weet wat ek nodig het. Ons staan in die teenwoordigheid, Here, want U is die alwetende God. U kort niks vanmôre, daar is niks kort by U vanmôre. Ons is in U teenwoordigheid. Wat ek nodig het, ek het Jesus nodig. Ek het God my Vader nodig. Ek het sy Heilige Gees nodig. Here leer my om U teenwoordigheid te beoefen. Die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. U kan maar kom. Kom, bring ons op.
Okay. Dis weer. Welkom. Môre Here. Môre. Jo, ons dien aan 'n groot God. Hy het hierdie week ons ook beskerm. Selfs te geval amper soos met hulle. Maar ek wil net sê, as julle na vandag se diens geluister het, nooi ek julle almal uit om volgende week na daai dankseggingdiens te kom luister. Pastore, kan ek sê die woord, pastoor is so warm, hy gaan dit so warm vir ons maak dat ons nie op baie stoele kan sit Sondag. Want ons het baie te danke aan die Here wat hy vir ons gedoen het tot dusver. En as jy hoor wat die beplanning is volgende jaar, my beplanning, pastoor sê is 3 maande, ons is al 6 maande vooruit. So ons het vir julle baie goed volgende jaar, saam met die orkes en sovoort. Maar om terug te kom, volgende Sondag ons dankseggingdiens en ons ete. Jo, julle gaan 'n groot ding mis as julle dit nie bywoon nie. Ek wil net vir julle vra weer eens, sit jou naam op, want jy gaan 'n groot ding mis. En ek wil net vra al die mense wat betrokke is, net om 5 minute na die tyd agter te bly. Ek wil net die finale goedjies uitsorteer met al die wonderlike vrouens wat hy puddings gaan maak en kosse. En ek het 'n paar manne wat hulle hande opgesteek het, wat gesê het, hulle gaan ek help. Asseblief net 'n paar minute. Dan wil ek net weer eens vir julle wys hiervoor. Weet wat, die Here is so goed vir ons. Hy skenk al reeds vir ons pakkies wat ons nie het nie. So asseblief, julle moenie skaam wees, as jy nie 'n pakkie kan bring nie, dan bring jy wat jy kan. Ons gaan die pakkies opmaak. Ons het al klaar 40 pakkies te skenk gekry, sonder dat ons begin 'n pakkies opmaak. Om vir daai mense ook te gee op Kersfees. Dis hoe goed die Here vir ons is. Gee met 'n dankbare hart en die Here sal. Die Here sê wat jy saai sal jy maai. Ek kan nie verder nie. Maar ek weet die Here doen dit vir ek en Lien en hy kan dit vir julle ook doen. Moenie twyfel nie. En dan my blikkie hierso. Ek weet nog al vra my 'n blikkie. Persoon mag ek hom optel. Ja, maar net die voorstel. Okay. Ek wys nie die voorstel, ek wys die plan. Julle asseblief, hierdie blikkie is ook vir 'n goeie doel. Ek soek 'n som hierin. Ek het die totaal gesê of hulle 100 brode versprei aan die armes van die armes voor Kersfees. So 2 weke voor Kersfees. So moenie skaam wees as jy R5 het, R10 of wat jy in hierdie blikkie wil gooi. Gooi dit in. Dis vir 'n goeie doel. Dankie julle. Dankie daarvoor. Kom ons staan saam, kom ons sê pas. Dankie, onthou vanaand se diens om 5:00 Engelse diens. Daarom. Dankie. Vader, ons is so opgewonde, Here, wat U vir ons gedoen het, Here, en wat U nog vir ons gaan doen, vir ons en as 'n gemeente, Here. Ons sê net vir U dankie, Here, dat ons weet, Here, U is ons beskerming. U is ons alfa en omega. Ek vra, Here, behoed en bewaar ons as ons nou hier uit mekaar uitgaan, en dat ons hierdie woord vanoggend vat, Here, met liefde. Here, U is so genadig vir ons, Here. Ek sê U baie dankie, Here, vir die genade en liefde wat U elke dag uitstort vir ons en ons as familie. Dankie daar, Here. Dankie vir die kosbare bloed wat U nou uitstort vir ons en ons veilig weer by mekaar sal bring as 'n familie. Amen. Kan jy die gemeente vra om net so te staan? Al die kerkraad